17. Hy sê, hy is regtig tot op 'n punt waar hy nie meer kan nie. Hy is moedeloos. So, wie van ons vat regtig ons probleme na God toe? Wie van ons sit regtig in 'n manier waar ons sit, luister, ek is moedeloos, ek kan nie meer nie. Meeste van ons word depressief, depressiviteit. Hoeveel mense in vandag se wêreld sit met depressiviteit? Dis die probleem. Okay, so hy vat sy goeders na God toe. Kyk wat gee God vir hom. God het hom gehelp deur 70 leiers vir hom aan te stel, om hom te help om al daai ouens te kan beheer. Hy gee vir die volk vleis. Maar daai volk wat so teen hom opgetree het, sê God, julle sal vleis die volgende 3 maande eet tot op julle ore uitpeel. So dink gou vir julle self, hoe erg moet dit wees? Nou eet jy net vleis, alleenlik. So God se karakter is weer eens gewys 100%, né? Hy's onfeilbaar. Dawid het die trane oor hom en hy weet nie wat se kant toe mee nie, né? En hy sê, elke aand maak ek my bed nat in trane. Hoe lank nog, Vader? Wie het al gesê, hoe lank nog? Hoeveel van ons het al gesê, hoe lank nog, Vader? Hoe lank wil ek nog in hy situasie sit en sukkel? Dis hy daai. Okay, so, hy het aan die einde skree hy uit, en hy prys die Here met die loflied en sê, alles wat ongeregtig is, loop van my af weg, verwyder julle self van my. Die Vader het my stem en my gebed gehoor. Ek is regverdige. En kyk, hy het strooi aangejaag. Hy het goed strooi aangejaag. Ja. Maar die Vader het hom gehelp en die Vader het sy situasie geswaai. En dit deur die Heilige Gees, en die Heilige Gees het hom sterk gemaak. Okay. So kom Elia. Elia was honger, hy is in die woestyn, hy kan nie meer nie. Wat kom die Vader en doen? Hy sê, Vader, ek wil nie meer nie. Hy het even gesê, Vader, vat my lewe. Hy het dit gesê, dis wat hy gesê, hy is nie meer 'n lus vir die lewe nie. As ons in Konings gaan lees 3 weke, en sal ons dit hê, sal dit bietjie sien. Die Vader gee vir hom kos en water en bemoedig hom. En hy gee vir hom die volgende opvolger, en hy sê, sal die volgende opvolger wat volgens my woord 'n profeet gaan wees. So kyk, Vader kom weer deur. Almal ken die storie van Job. Job is seker die bekendste ou vir ons almal. Job het dus van kleinkinders af al geleer, né? Hy het alles herstel gekry, al het hy even verlies gehad, dat hy goeders verloor het, sy kinders, sy almal verloor het hy tog nog steeds sy vertroue op God geplaas, nooit vervloek nie, en hy het bo uitgekom. Jesus bid vir versterking. Hy gaan na die Vader toe, Vader, asseblief help my. Ek is bang, ek weet nie wat sy kant toe nie. Ek weet nie meer nie, ek gee op, ek my werk verloor, ek het niks meer nie, ek weet nie wat sy kant toe nie. Die vervolging, mense wil my doodmaak. Jy seker nie baie wat al doodsreigemente gekry het, maar ek dink, dis bietjie erger as wat meeste van ons mense al gekry het, né? En om te weet jy gaan doodgaan. Om te weet jy gaan 'n gruisame doodgaan. So, wat gee Vader vir hom? Lukas 22 vers 43. 'n engel het uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Maar sê Jesus in Getsemane intens gebid en Lukas sê 'n engel uit die hemel het gekom en hom versterk. En dis nie net een keer wat hom versterk, dit het hom 'n tweede keer ook versterk, terwyl hy weer in wanhoop was. Maar wat het hy gebid? Vader, laat nie my wil geskied nie, maar u wil. Ek bring dit na u toe, Vader. Ek gee vir u my seer. En iets van ons mense hier so wat sit. En ons weet, ons gaan hemel toe. Punt nommer 1, yes. Maar het ons die werklike Heilige Gees binne ons wat aktief werk. Ons almal ken die storie van die Heilige Gees wat afkom Pinksterdag alles. Yes. Maar hoe werk die Heilige Gees binne in my? Okay, so hierso, die krag van vertroue moet ons opsit. Okay, karakter van God is vastig tot in ewigheid. Na Jesus se kruisiging, kom ons kyk gou. Die disippels het dieselfde gevoel. Hulle het dieselfde gevoel. Hulle het angs en vrees ervaar oor die kruisiging. Kruisiging, hier is hulle meester wat hulle gevolg het. Is hy net gekruisig, hy is dood. Dis nou voor Jesus nog opgestaan. Sit hulle en sluit hulle self toe in 'n kamer, omdat hulle bang is vir die Jode wat hulle kan vervolg. Die vervolging het 'n werklikheid geraak dat hulle kan ook geslag word, ook doodgemaak word, soos dat Jesus doodgemaak word. Maar hulle het nie hoop gehad in dit wat kom nie. Hulle was bang en angsbevang. Hulle het glad nie met geloof en vertroue opgetree nie. En Jesus het ons 'n klomp goeders gegee in die Nuwe Testament, waarmee ons hierdie goeders kan doen, en dis waar ons gaan praat oor vandag. So,
Hulle was in die boorkamer, Johannes 20 vers 19. Toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure van die plek waarin die disippels bymekaar was, gesluit was, uit vrees vir die Jode, dis uit die Bybel self, het Jesus gekom en in hulle midde gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle, shalom. So, dit is wat Jesus doen, as jy op hom op die ouene vertrou. Maar hierdie mense was so verpletterd, hulle wou nie, hulle het nie geweet wat sy kant toe nie. En hier kom Jesus en hy sê vir hulle vrede vir julle. Hulle was bang. Hulle was bang vir vervolging. Hy sê vir hulle vrede vir julle. Daar het hulle weer begin moed kry. So hulle was nie dapper en hulle het nie goed opgetree nie. Vrees vir die vervolging was 'n werklikheid. Dit is wat hulle gevang het. Kom ons gaan twyfel, verwarring. Hulle het geglo in Lukas 24 vers 21 het hulle ook geglo dat Jesus sou die verlosser wees oor Israel teenoor die Romeine. So hulle het ook wanhoop gehad. Hulle het gevoel, hierso sê in vers 21 sê, ons het gehoop dat Jesus ons het gehoop dat hy die een was wat Israel sou verlos het. Ja. Van hulle af. So hulle het wanhoop gehad. So wie van ons het al wanhoop gehad en baie keer gevoel, Jesus, my Vader, ek voel jy is nie meer by my met hierdie ding waarop ons sit nie, hierdie moeilike situasie waarin ek is nie. Dan voel jy, luister, die Heilige Gees nie met ons nie. Maar hoe gaan ons optree vanaf? Ons gaan vanaf optree en sê, Jesus, dis hoe ek voel. Vader, dis hoe ek voel. Help my. Want sy karakter is dan vastig. Dis die karakter waarin ons moet vertrou. Ok. Handelinge 1 vers 14. Hulle het gebly wag in gehoorsaamheid. Nadat Jesus nou verskyn het, Jesus gaan op in die hemel, picture gou die prentjie, is dat Jesus is op, maar hy sê, wag op die Heilige Gees, want hy gaan kom, en julle kom help. So Jesus gee hulle hierdie keer hoop na die tyd, hulle die eerste keer nie verstaan nie, hoeveel keer het ons al goed gedoen, en ons verstaan dit nie, en ons sê, luister, ons plaas maar ons vertrou in die Here. As mense wil dit doen, as baie mense wil dit nie doen nie. Maar, dit is wat ons doen, in elke opsig. Ons doen dit in sekere opsigte, soos, ons almal glo ons gaan hemel toe. Hoe dit gaan gebeur, hoe jy opgewek word, weet jy nie, maar jy gaan opgewek word. Ons almal glo in Jesus daarvan, né? Maar in elke opsig moet ons so glo. So, hy sê, wag op die belofte van die Vader, die Heilige Gees, Handelinge 1 vers 4. Handelinge 1 vers 14, kyk hoe tree die disciples nou op. Hulle het almal in een gesindheid volhard in gebed. So daar het hulle by mekaar gekom en hulle het dapper opgetree en hulle het begin 'n hele verandering hê in hoe hulle optree teenoor wat moet kom. Kom ons kyk hoe die Pinksterdag se Heilige Gees op hulle neergedaal. Ons almal ken die storie, weet dit. Handelinge 2 vers 1 tot 4. Toe die Pinksterdag aanbreek, is hulle almal met die Heilige Gees vervul en binne hulle begin praat met tale. Die soos 'n 4 kolom afgekom het waarop hulle ingegaan. Nou die krag van die Heilige Gees het gemaak dat Petrus wat vir Jesus 3 keer verraai het, begin preek. Hulle het nie gepreek voor die Heilige Gees gekom het nie. Hulle het nie begin praat of getuig oor enigiets van Jesus tot en met die Heilige Gees gekom het nie. So nog steeds wys dit my 'n stuk van angs. Maar nou is daar regte optrede, daar is 'n verskillende optrede om te sê ek plaas my vertroue in God. As ek my vertroue in God plaas, dan sal die Heilige Gees die werk begin doen. So hulle die werk begin doen om te sê ek is bereid. Ek staan in geregtigheid. Ek staan in geloof. Ek staan in verlossing. En ek staan met die woord aan my kant. En ek bid tot die Vader en hy sal my help. Okay, so dis wat gebeur het en kyk die kragtige uitwerking is 3000 mense met die eerste dag wat hy gepreek het tot bekering. Halleluja vir dit. Amen. Dit is die krag van die Heilige Gees. Boonbehalwe al die klomp kere wat Jesus mense gesond maak. Daarna begin Petrus mense gesond maak. Daarna begin die Heilige Gees binne hom werk. Maar as een manier wat mens moet besef is dat hulle vertroue in God geplaas. Hulle het hulle vertroue nie op mense geplaas nie. Daai ouens het anders te geloop. Ek weet nie wie van julle het al The Chosen gekyk. Ja. Van die disciples. Ek is besig om dit te kyk. En elke keer as ek dit kyk of as ek sleg by die huis aankom of ek voel nie lekker nie, dan gesit ek The Chosen aan. En ek sit The Chosen aan en ek kyk net 'n stukkie van hoe het Jesus geoperate. Hoe het hy
disciples oprei, hoe het Filippus, wat saam met Johannes die Doper was, opgerei, hoe het hulle gemaak? En daai ouens het 'n ander soort energie binne hulle gehad, en 'n ander soort manier gehad, waarmee hulle gewerk het. Ander manier van dink, ander manier van hoe hulle dinge doen. Ons doen dinge op ons eie menslike manier, ons vertrou op ons eie menslike insigte. Ek vertrou op my maandelikse salaris. Ek vertrou op mense wat vir my gaan help met 'n sekere ding. Jy het in die situasie gesit, jy is geoorwerk, jy het te veel goeders wat op jou hooi is, op jou virkie gepak is, te veel hooi op jou vir. En jy weet nie om uit dit uit te kom, en jy weet ook nie wat jy jou baas doen as jy nie by dit uitkom nie. Maar op wie plaas jy jou vertroue dan? Wat is die eerste ding wat ons doen? Ons spreek negatief. Ons spreek dit wat dan nie moet gespreek word, en wat het die tong? Die tong het die mag oor lewe of dood. So ons moet seker maak dat ons die regte goed begin spreek, die regte manier begin praat, die regte manier begin sien, die regte manier saam met die Heilige Gees stap vir stap loop. Net gou, die doel vir die Heilige Gees, ek gaan dit weer in diepte op die Bybelstudies ook gee, wat ons deur die week kan doen. Die teenwoordigheid van God in ons te wees, dis een van sy doele. Oortuiging van sonde en waarheid, hy kla jou nie aan nie, hy wys jou met 'n mooi manier, luister, hierdie plek in jou lewe, gee nog vir my nie, gee dit oor aan my, en dis waar ons vandag gaan. Ok, wedergeboorte in die innerlike vernuwing, geestelike groei, wie wil geestelik groei so? As ek geestelik kan groei, dit is wat my lewe verander het, is die Heilige Gees binne my in die lewe wat ek stap sommer op pad vir pad, dag vir dag. Yes, ek vou, ons almal vou, ons almal gaan nog val, maar hy sê jy gaan nog val, want hy doen die oortuiging van sonde in waarheid. Hy sê vir jou, jy gaan nog val, maar nou sit jy nie alleen nie, nou is jy saam met iemand. Ok, leer en herinnering van God se woord, die uitrusting van die krag en diens, ons het die wapenrusting van God gekry, ons gaan nou met dit begin werk, ons gaan nou 'n bietjie verder gaan met dit, dis veel tyd sal nog. Ok, ek begin spaak nou, ok, die uiterlike, die uitkenning van, en uitreiking en sendingwerk, dis waarvoor hy daar is, verspreiding van die geestelike gawes, leiding en vertroosting, gaan hy vir jou gee, getuienis van God se aanneming. Kyk, so hoe pas ons hierdie vertroue daagliks toe? En hoe kan ons dit in ons lewe maak werk? Dink gou vir jouself, as daar 'n taxi voor jou inry, wat is die eerste ding wat by jou opkom in jou gedagtes? Bless you. Wat so sê. So elke ou het nou sy gedagte gehad, daai frustrasie van die ou, wie dink hy is hy om dit te doen wat hy doen? Dis 'n bittere moeilike ding, en van daar af volg sonde. Die gedagte is nie die sonde nie. Dis wat daarna volg, wat sonde kan maak. Wat vir hom bietjie vingertaal leer, of wat ook al dit mag wees. Ok, so kom ons kyk wat sê die woord omtrent dit. 2 Korintiërs 10 vers 5. Ons neem elke gedagte gevange om aan Christus gehoorsaam te maak. Ok, so hierso begin dit. Dit begin met 'n gedagte, en dis iets wat ek basies self in my lewe toegepas het. Hierdie is 'n klein dingetjie van baie om God te behaag, om God eer te wys, om hom dankie te sê, om eer te wys, om te prys en worship, soos dit vanoggend gedoen is, om hom eer te bewys. Dit is alles maniere om eer te bewys. Nou hierdie, onthou, die fellowship, die fellow in your ship, die een met die lang ship loop, is die een saam met wie jy nou loop hierdie pad. So wat doen jy met daai gedagte? Vader het vir ons wapenrusting gegee, Efesiërs 5, almal weet van die wapenrusting. So hoe pas ons daai wapenrusting toe? Dis moeilik om te verstaan, ons verstaan dit nie altyd nie, maar hier's 'n praktiese, maklike manier. En sodra mens dit doen en jy begin met dit doen, dan gaan jy begin sien, yes, maar nou begin die Heilige Gees praat met my. Hy begin my die woord van gisteraand oproep. Nou begin ek bietjie praat met hom, en hy gesels met my, en hy verduidelik vir my, en ek herdink die woord soos wat God sê in die woord, ons moet hom dag en nag oordink. Dan begin hierdie goeders aktief werk binne my. Ok, so die Efesiërs 5 sê, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose owerhede magte van die dag, en die bose geeste in die lig.
So dink gou, die disippels gedink, hulle gaan 'n verlosser kry wat hulle verlos van die fisiese aanvalle op hierdie aarde. Nee, hy het vir ons 'n geestelike wapenrusting gebring. Okay, so hier so eerste ding, die gedagte kom op jou kop, kom ons gebruik die taxi. Okay, die taxi is voor jou ingery, die gedagte pop op. Wat doen jy? Jy staan aan die voete van bereidheid. In die eerste plek, jy sê, Vader, ek neem hierdie gedagte, neem ek gevange. Geestelike oorlogvoering waarmee ons besig is. Hierdie gedagte neem ek gevange. Ek identifiseer dis nie van my af nie. Ek is gehoor werk. Ons gebruik nog 'n gedagte. Ek is gehoor werk. Ek gaan nie hierdie klaar kry nie. Omdat die gedagte begin met ek. Glo ek normaalweg. Dit is my eie gedagte. Nee, dis nie jou eie gedagte nie. Dis hoe die duiwel werk. Dis hoe ons aanval. Hy val ons aan op hierdie manier. So wat doen ons? Vader, ek vat hierdie gedagte, ek neem hom gevange soos die woord my sê. Die woord sê vir my ek nog gevange neem. Ek vat die gedagte, ek verwerp hom en ek jaag die duiwel, soos wat Jesus in die woestyn gemaak het, soos wat hy sê, in baie plekke, sal ek van die goeie sê, wat dit is. Hy sê, Jakobus sê, weerstaan hom en hy sal vlug van jou weg. Ek het nou net nie nou stukkie hier so nie, ek het hom gehaal, ek het hom net nou nie. Maar hy sê, dit gaan nou op die, julle sal sien, op die volgende liedjie is hy ook al op. Weerstaan die duiwel en hy sal vlug. So wat doen jy? Jy sê, en die duiwel kan hoor, en al sy gesandte kan hoor. Dawid het dit gedoen, wat hy gesê vir hom onmiddellik, alles wat oneerbaar is, loop uit my, weg van my af. Dis sy aksie wat hy geneem het. So hy het voete van bereidheid gehad, hy het in die gordel van waarheid gestaan. En die waarheid is die woord, en die woord ons geleer wat ons doen, van hy gedagte, vat hom gevangen, gee hom aan God, jaag die duiwel weg. So hy staan in geregtigheid, staan in verlossing. Die helm van verlossing, borsaan in sy geregtigheid. Nou, die volgende stap is belangrik, want dit is wat ons fouteer. Ons staan nou, ons het nou in geloof gestaan, klaar die shield gebruik. Maar nou staan ons met die woord. Wat doen ons met die woord? Eerste ding, onmiddellik na dit, begin jy aantree en optree met die swaard wat in jou hand is. En die swaard is die Heilige Gees van God wat dit lewend maak. En wat gaan jy doen? Jy sê jou eerste vers in jou gedagte opkom. Wie van ons ken verse uit die Bybel uit wat jy net kan opsê? Ja. Ons ken hom. So, kom ons vat Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat hierom met krag gee. Onmiddellik sodra jy daai woord gebruik en hy swaard gebruik, is hy weg van jou af. Jy het hom klaar gejaag in Jesus naam en dis hoe jy vorentoe gaan verder. So dit is wat ons Heilige Gees binne in ons daadwerklik dit werk. En ek garantie jou vandag en ek bid dat elke een sal terugkom na my toe volgende Sondag of wanneer ook al en getuies hiervoor sal kom bring van hoe die Heilige Gees binne in jou werk en aktief elke dag met jou praat. Het sy jy stukkie vir stukkie in die Here oorgee. Nou kan jy dink aan die probleem waar ons net nou al gepraat het, wat in jou gedagte opgekom het. Jy het hier agter in die agterkop begin weemal om te sê, eers maar ek het hierso nog nie vir God alles gegee nie. Daai stukkie waar jy nog nie alles gegee het nie, dis daai ene wat nou te werke kom om te sê, daai gedagte het volgende keer weer opkom. As hy begin, vat hom en slag terug. Jesus beloof die Heilige Gees in ons. Johannes 14. Vertrou op die Here met jou hele hart. Spreuke 3 vers 5 tot 6. En jy sal 'n goeie en 'n reguit pad loop. Jeremia 11 vers 25-24 dink ek. Sê ek die lewe in oorvloed vir jou bedoel. Al hierdie mooi beloftes wat daar is. Filippense 4 vers 4 sê verbly jou in die Here altyd. Filippense 4 vers 5 sê die Here is naby. Onthou hierdie goeders. Daar sal elke aand 'n stukkie wees ook wat ons kan onthou. Dis 'n bemoediging vandag, sodat ons die Heilige Gees begin daadwerklik binne ons begin gebeur. Laat hy werk. Enige iets wat enigiemand wil oorgee aan die Vader. Vandag is jou kans. Kom ons praise en worship die Vader nou. En sê dankie vir hierdie Heilige Gees. Wie's bly oor die Heilige Gees wat nou ten volle in jou is? En nou is nou by jou. Nou kan jy hom gebruik. In die ou dae het jy dit nie gehad nie. In die ou dae voor Jesus het dit nie gehad nie. Wat 'n amazing offer het Jesus nie vir ons gegee nie. Hy het nie net vir ons ewige lewe gegee, hy het ons die Heilige Gees gegee. Wat nou daadwerklik binne jou kan lewe.
Die volgende keer as ek weer kans kry, sal ek weer oor nog 'n eienskap van die Heilige Gees so begin praat, soos vir die Vader my lei. Maar ek glo die Vader het hierdie boodskap vandag op iemand in mense se harte bedoel. Ons kinders van die Here moet dit regtig vat en dit daadwerklik begin werk met die Heilige Gees. Ek sien uit daarna om die getuienis te sien volgende week. Amen. Okay. So enigiemand wat gebed nodig het en voel, luister, ek wil vandag aan God hierdie gedeelte oorgee van my lewe. Ek voel, luister, ek sit al 'n rukkie met hierdie ding. Ek het self, ek kan 'n getuienis bring. Ek het self so 3 weke terug toe ek en my vrou en my kinders se Bybelstudie in die huis gedoen daar voor die bed en ons 'n bietjie Bybelstudie gedoen en dit kom op die krag van vertrou die vorige dag al begin met my opspring as ek so op die chairlift afry onder grond. Dan begin die Heilige Gees met my praat. Sodat ek sommer 'n hele nag terselfdertyd. En dan begin ek praise en worship en dan begin ek weer 'n hele nag en dan begin die Heilige Gees weer praat en dan is dit so amazing vir my om dit te ervaar dat die Heilige Gees begin praat met my oor die wat hy wil bring. Maar ek plaas die vertroue daai aand en ek sê Vader, ek vertrou op U vir my toekoms. My kinders het elkeen het om die tafel gesê, luister, ek vertrou God op die, ek vertrou God op daai. Ek het gesê ek vertrou God op wat ook al vorentoe in my lewe gebeur. Dat hy vir ons 'n beter toekoms kan gee. Daar's al 3 plekke wat my gebel het vir my CV instuur. Dit is die eerste keer in my lewe wat dit gebeur het. Ek ben nou getuig daaroor, van Bloemfontein af. Ek weet, die kontrak eindig, aan die eindig daai kontrak. So daai kontrak gaan eindig en ek weet, luister, ek gaan nie 'n plek, ek het nie waant om te gaan vorentoe nie. Nou is my klein laaitjie al op pad, hy is op pad, en ek weet nie wat sy kant nie, ek betaal langryk vir die Vader, asseblief, geef ons 'n deurbraak. En so gebeur dit, elke plek waar ons gaan, begin die Heilige Gees so gebruik. Hy daar so met ons gebedsgroep begin in die kluis van die hof. En elke tea time gaan daar mense en ons gaan bid daarso. En wat wonderwerke gebeur. Maar so dit aangehou gebeur tot en met die Vader my wou skuif. Daai dag wat ek my kontrak eindig. Daai oggend vroeg toe ek 'n mail oopmaak toe sy 'n pos in Rustenburg. Toe moes ek in Rustenburg kom. Vir dubbel die salaris wat ek daar kry. Amen. Nou, so kom dit. Die hoof roep my in, ek my bedanking gaan ingee. En sê, luister, ek gaan nie weer nie al die herneele dit. Sy roep my eerste in. Ek kom daarby aan. Sy sê vir my, luister, jou kontrak is hernie. Hier is jou kontrak op die tafel. Dit het 2 opsies, al klaar weer. So gebeur het ek by 'n company in Rustenburg en my werk is klaar en voltooi wat die Vader wil hê ek moet doen op my werksplek. En ek vra hom weer, ek sien, hierdie company gaan vou, die dinge begin moeilikheid gaan, het begin moeilik raak in my lewe, het begin moeilik raak die aanvalle van die duiwel en smal, en ek weet ek het verrig wat die Vader wil gehad, ek het verrig in my plek. En onmiddellik, na ek begin bid, en toe ek nog by hom Johannes op die plaas gebly, ek daar opgegaan die berg die dag, het hy afgekom en sê, Vader, ek vertrou op U. So gebeur dit, laat voordat daai plek vou, hy het 'n paar maande nadat ek al weg is, toe vou die plek. Het ek weer eens nie 'n CV ingegee nie. Ek het gegaan vir 'n onderhoud, en na die onderhoud gekom het, toe sê die ou vir my, gee net jou CV vir formaliteit. Dis die plek waar ek vandag werk. Weer eens, daar wil my salaris opgeklim. Amen. So gebeur dit, dat God jou altyd bystaan. Net my getuies. Ek hoop as nog mense wat getuie het. As jy getuig het, kan jy dit nou ook bring. As jy kan getuig waar jy jou vertrou op God geplaas het, en hy doen dit. So die werklikheid van die krag van die Heilige Gees is die krag van vertroue is met ons. Amen. Kom ons loof en prys Here. Kan ons nog musiek speel of nie? Ek kan as jy my net gekort gee om te Bluetooth. Dis reg wonderlik. Ek het dit ook op my, ek het alles op my foon ook. So as ek moet connect, dan connect ek gegaan so op. En dan vra ek vir al die wat bid vir mense altyd asseblief kom vorentoe dat ons staan terwyl ons praise en worship. Laat ons vir mense bid. Die wat voel hulle wil daai stukkie van jou lewe aan God oorgee. Kom asseblief vorentoe. Ek sal saam jou bid. Ek sal saam jou bid dat ons daai ding oorgee aan God. Enigiemand? Ek gaan nou nog voor maar dis nie vir my nie. Dis reg, dis onder. Enigiemand wat bid, siekte, maak nie saak waar jy is.
Kan ek gou vir ons connect? Ek is net nogal skies, wat my tydjies te veel. Ons het ook nou net op video gesit. Ek gaan nie dan maar of jy nou wat is om na die Ek het nou 2. ons kon nie nie werk. Ons kon nie die data Nee, dat is waar. en hy sê dat jy dit is. Als die mense met die stemme, dan speel jy net 'n liedjie in die gang kry. Begin net, dat ons almal saam sing. Die eerste die gedagte. Welcome to JVC Multimedia. Line in mode. Bluetooth mode. Bluetooth ready to pair. Paired. Liever die lied ken, sing maar saam. Andersins gee dit net sit daar waar jy is. As jy nie vorentoe kom nie, sit waar jy is en probeer